Baie geliefdes, ek groet julle in grootste naam wat daar is, ons verlosser, ons skepper, ons trooster, ons almagtige, Yeshua Mashiach. Vriende, baie dankie weer eens vir 'n geleentheid om iets uit Vader se woord uit te kan deel. Ek wil stil staan by die hoofskrif, kies die lewe of kies jy die dood? Ja, sien vriende, daar is so groot verskil daaraan. En daardie keuse wat ons maak elke oggend wanneer ons opstaan, elke aand wanneer ons bed toe gaan. Ja, vriende, ek weet daar by ons is daar soveel keuses wat ons elke dag moet maak, dat ons soms nie regtig besef wat is die gevolgtrek van daardie besluit wat ons gemaak het. Vriende, ek wil graag vir ons voorlees in Deuteronomium 30 van vers 19 tot 20. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe, om die Here jou God lief te hê, hom te gehoorsaam en aan hom te hang, sal vir jou lewe gee. Sien vriende, in Deuteronomium 28 ook, staan daar so baie merkwaardige gedeeltes van God se goedheid en sy voorsiening. Ons moet soms net die moeite doen om ons woord te lees. Vriende, ek verwys jou graag na die teks, maar voordat ons hierdie uitgebreide gedeeltes saam lees, wil ek net eers vra dat jy jou eie hart ondersoek. Het ons dalk so sinies geraak oor die lewe, dat ons hoor maar nie glo nie, dat ons die seëninge van God in sy woord voorhou, met vele verskonings en voorbehoude kwalifiseer. Wanneer 'n mens dit lees, kan dit gebeur dat jy se muur die belofte kwalifiseer. Mag waar wees, sê jy vir jouself, maar en dan skop al die voorbehoude kwalifikasies, omstandigheidsfaktore en teleurstellings in. Aan die einde is dit net woorde op papier. Niks daarvan word toegeëien nie en niks word daadwerklik geglo nie. Ja, vriende, julle sien, dit mag die Ou Testament wees, maar nêrens word die gesag van hierdie betrokke gedeelte van die Bybel opgehef nie. Dit mag van toepassing wees op Israel. Maar sien vriende, ek glo ook dat dit nog steeds in die Bybel staan, sodat ons dit ook kan lees. Ons dit ook ons eie kan maak. Ja, God se woord mag ook onderhewig wees aan gehoorsaamheid, maar dit het nog nooit verander nie. Dit mag verbondstaal wees, maar ons is God se Nuwe Testamentiese verbondsvolk. Ons is tog die kerk van Jesus, van God. Ek bid vir 'n stukkie geheiligde naïwiteit, dat ons daartoe sal bring om die woord soos dit daar staan, te omhels en te integreer. Vriende, kies ons om gelukkig te wees. Kies ons om die goeie raak te sien. Ja, kies ons 'n halfvol glas of 'n half leeg glas. Die meeste mense is so gelukkig as wat hulle kies om te wees. Neem vandag die besluit om gelukkig te wees en gelukkig te leef. Ja, vriende, ek dink ons moet rondgaan met komplimente, ander mense te komplimenteer, om hulle te motiveer, hulle te bemagtig. As daardie ongelukkige persoon by die werk kom, glimlag vir hom, sê vir hom maar, jy het 'n verskriklike mooi hemp aan. Vriende, ons moet regtig probeer om mense op te hef. Ek wonder so by myself, kan enige een van ons ooit onthou van 'n kompliment wat iemand vir ons gegee het? Of daai kompliment nog steeds in ons onderbewussyn ronddwaal, of ons herinner aan daai kompliment. Ek dink so 'n kompliment wat jou dag maak, nie net jou dag nie, maar ook jou jaar. Dat daai persoon het iets raak gesien wat niemand anders raak sien. Jy was dalk daardie dag so mismoedig en af, en daar kom iemand en komplimenteer jou op so eenvoudige ou dingetjies soos miskien skoene.
Ja, vriende, ek dink ons moet kies om die mooi in ander uit te bring en raak te sien. Kies om positief te wees. Vriende, ek glo julle almal is bekend met tomaties. As jy 'n ryp rooi tomatie tussen ander groen tomaties sit, word daardie groen tomaties vinnig ryp. Danksy die ryp tomatie sy rypheid wat afgee. Dit werk ook so met positiewe denke. Jou positiewe ingesteldheid gee af op jou geliefde, jou kinders, jou vriende, mense wat jy mee omgaan by die werk. Kies daarom om positief te wees, om vol lewe te leef en om voluit die lewe te leef. John Bias het gesê, 'n mens kan nie kies hoe jy gaan sterf nie, maar jy kan wel kies hoe jy gaan lewe. Kies jy om elke geleentheid aan te gryp en net die beste daarvan te maak. Ek daag jou uit om die lewe te kies. God gee vir ons die vermoë om dit te kan kies. Hy maak nie marionette nie. Kies die lewe. Ek glo nie ons as God se kinders moet met middelmatig tevrede wees nie. Want God sê ook so mooi in sy woord van Deuteronomie 28. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal geseënd wees in die stad, jy sal geseënd wees in die oop veld. Jou nageslag sal geseënd wees en die opbrengs van jou land en die aandeel van jou diere, jou kalweroes en jou lammeroes. Jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseënd wees. Jy sal geseënd wees waar jy ook al gaan. Ek glo in die Vader se woord staan daar ook, jy en jou geliefdes sal geseënd wees. Nou vriende, ek weet ons almal is baie lief vir ons kinders en dit wil jy nie die pad vir hulle ook net gelyk maak en dat hulle ook met seëninge gesaai word nie. En die Here sê jy en jou geliefdes sal geseënd word. So ek dink dit is ook 'n ander manier om ook aan jou kinders te voorsien. Wat 'n goeie voorsiening is daarin nie, reg uit Vader se hand uit. En dan sê Vader ook nog, die Here sal jou vyande wat jou aanval vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uitvlug. Die Here sal die seën beveel om oor jou te kom, oor jou graanskure en alles wat jy aanpak. Die Here jou God sal jou seën in die land wat hy aan jou gegee het. En nog beloftes daar, as die gebooie van die Here jou God gehoorsaam en sy wil doen, sal hy jou in die stad hou as 'n heilige volk, soos hy met die eed aan jou beloof het. Die Here sal jou oorlaai met goeie, met 'n nageslag, met 'n aandeel van jou vee, met die opbrengs van jou grond in die land wat die Here met 'n eed aan jou voorvaders beloof het, om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie voorraadskuur die hemel vir jou oopmaak, om vir jou land reën te gee op die regte tyd, om alles wat jy doen te seën. Dan sal jy aan baie nasies kan leen, maar selfs sal jy nie hoef te leen nie. Vriende, wat 'n asemrowende klomp beloftes wat daar vir ons voorlê. En al wat die Here vir ons vra, kies die lewe, kies my, leef volgens my wil. Kom ons vra hom, Abba Vader, allerheiligste Skepper, God groot vir almal. Here, baie dankie weer eens vir hierdie boodskap. Vader, dankie dat U vir ons eie wil gee. Here, maar help ons om ons eie wil te omskep in U wil. Help ons om die lewe te kies, soos wat U dit vir ons in oorvloed wil gee, Here. En baie dankie daarvoor, Vader. Dankie dat ons weet dat ons weet, die beloftes nog steeds vir ons ook vasstaan. Ek dank en ek loof en ek prys U daarvoor. In die grootste naam wat ek ken, is Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.